Lukas 10. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle twee voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. Hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle lammers onder wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede by op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeiders is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag as vir daardie stad. Wee jou, Chorazin, wee jou, Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, so julle lankal in sak en as gesit het, en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemele toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Wie na julle luister, luister na my, en wie julle verwerp, verwerp my, en wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons, in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daar bly wees nie, dat die geeste van julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het, vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hy het hom omgedraai na sy disippels en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskryf? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo, en onder rowers verval. Nadat hulle hom uitgetrek en geslaan, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan aan die ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien, en aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit,
en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartig aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woorde geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daaraan en sê, Here, gee U nie omdat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor die baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie.